Terwyl die spreeus bymekaar kom om die paar krummels hierso op te pik, vat dit my na Matteus 13 vers 3 en 4. 'n Saaier het uitgegaan om te saai, en met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom om dit op te pik. Jesus se gelykenis van die saaier wys hoe vrygewig die woord gesaai word. Die probleem lê nie by die saad nie, maar by die grond. Wanneer die saad op die pad val, bly dit bo-op lê, blootgestel maar onontvanklik. Die hart is oop genoeg om te hoor, maar te hard om te ontvang. Jesus verduidelik dat die voëls dit oppik, voordat die woord kan ontkiem in die hart. Dit gebeur so dikwels, nie deur verwerping nie, maar deur geestelike familiariteit. Hoe baie keer hoor ons nie dieselfde verse, dieselfde waarhede, dieselfde oproepe nie. Ons ken die woorde, maar ons luister nie meer met gehoorsaamheid nie. Wat eers nuut en lewend was, word bloot bekend, en die bekende raak maklik verwaarloos. In die tyd waarin ons vandag leef, word die woord wyd en ernstig verkondig. Die Here roep en hy waarsku, en hy nooi en herhaal, omdat ons harte stadig word om te hoor. Elke ontmoeting met die woord is 'n oomblik van beslissing. Sal dit net gehoor word, of sal dit my lewe kan verander? Hoor ons nog wanneer die woord gelees word? Of het ons so gewoond geraak daaraan, dat die staat stil weggeraaf word, voordat ons harte kan verander?